Limpopo het 'n nuwe polisiehoof. Luitenant-generaal Jan Skeepers is al byna 4 dekades in die polisiediens en is onlangs deur die waarnemende nasionale polisiekommissaris, luitenant-generaal Poleng Dimpane, tot die posisie bevorder. Hy sit hier oorkant my om oor sy nuwe rol te gesels. Jan, aan die begin van jou loopbaan, het jy gedink dat jy tot hierdie posisie bevorder sou word? Lorenza, eers goeienaand aan jou en aan die luisteraars. Nee, ek het glad nie so gedink nie. Maar ek moet alle eer gee aan ons hemelse Vader. Ek dink dis is genade en die Here het vir my gelei tot hier en ek hoop ek sal deur my werk ook sy koninkryk kan uitbou. Jy ken die provinsie. Wat gaan jou grootste uitdaging wees? Nee, ek dink die uitdagings is baie, dis nie net een nie. Daar's twee groot uitdagings as ek hulle moet in kampie sit. Die een is binne in die polisie self. Ek dink ons moet die korrupsie wegkry uit die polisie uit en ons moet ons lede weer daai trots teruggee. Ek wil graag hê as 'n lid van die gemeenskap by my polisiestasie instap, dat hy gehelp word, dat dan geluister word na hom en dat hy daar wegstap moet dit waarde toegevoeg het tot sy lewe. So ek dink dis die een uitdaging is binnekant en aan die buitekant is dit natuurlik ons misdaad. Ons gesinsgeweld is hoog in ons provinsie, ons veediefstal is hoog, ons onwettige myne wat die provinsie oorvat. So daar's geweldig baie dinge wat ons aan die buitekant het om uit te dra. Maar ek dink met die samewerking van die gemeenskap en met die polisiemanne wat ons tans het. En ons onthou, ek wil dit graag sê, ons het baie goeie polisiemanne en vroue. Regtig mense wat ook al moeg is dat ons is waar ons is, wat die verskil wil sien. So ek dink ons kan dit maak werk. Ons kom nie met 'n towerstaf nie. Ek dink dis baie harde werk, maar ons gaan definitief 'n verskil maak. So jy praat oor die uitdagings, maar wat is die mandaat van 'n polisiekommissaris op provinsiale vlak? Wat moet ons van jou verwag? Die mandaat van die provinsiale kommissaris is natuurlik om seker te maak dat polisieering plaasvind binne in daardie provinsie. Dis maar die mandaat van So wat kan jy realisties doen? Ek is op hierdie stadium besig om groot operasies te reël met my lede op die grond. Ek werk saam met hulle op die grond. Ek gaan besoek my polisiestasies sonder dat hulle daarvan weet. So ek evalueer op hierdie stadium en dan het ek natuurlik weeklikse vergaderings met al my bevelvoerders en vir hulle die rigting te gee en sê dit is presies wat ek van hulle verwag. So ek kan dit nie alleen doen nie. Ek het 'n hele span offisiere wat onder my werk en hulle het almal tot op hierdie stadium gesê ons staan agter jou generaal, ons gaan die provinsie omdraai, ons gaan dienslewering verbeter. Ek dink dis die harte van ons. So Limpopo is 'n groot geografiese provinsie en hoofsaaklik landelik. Groot bron tot kommer is landelike veiligheid, plaasaanvalle. Dink jy dit behoort tot 'n prioriteitsmisdaad verklaar te word? Dit is 'n prioriteit. Moord is moord. Of dit nou op 'n plaas vind of in die dorp, dis 'n moord. Maar ek moet vir jou sê, ons het baie goeie samewerking met ons boere. En as ek praat van boere, praat ek van wit en swart boere. So daar's baie goeie samewerking. Hierdie ouens is besig met hulle eie groepe wat hulle gestig het, wat help vir ons met hulle kameras, met hulle drones. Ekskuus my Engels daar, maar so ons het 'n baie goeie samewerking en ons sien wel dat ons plaasaanvalle baie van ons slagoffers is van ons werkers wat op die plase werk. So die mense word aangeval daar by 'n huise wat hulle bly op die plaas. So ons gaan op hierdie stadium ook probeer om daai werkers betrokke te maak. En ons kan 'n verskil maak daar. En die feit dat die provinsie grens aan 3 van ons buurlande, Zimbabwe, Mosambiek, Botswana. Nou onlangs is onwettige immigrasie, is dit op die spits gedryf. Wat is die rol van die polisie om dit ook te slaan? Kyk, ons werk saam met ander wetstoepassers en ons werk saam met ander departemente. Maar kom ek sê vir jou, dis 'n baie groot uitdaging. Daar's op hierdie stadium geen grens nie. Dis oop. En ons praat van amper 500 km. So jy kan nie met polisieering alleen, saam met die weermag, jy kan dit nie alleen aanpak nie. So ons dis 'n baie moeilike ding. So ons probeer op hierdie stadium dit daar stop deur met ons patrollies en ons sigbaarheid, maar ons probeer ook van binnekant af. Kyk, ons verwelkom ander mense van ander lande, maar kom in ons land met wettige dokumente. So al daai wat onwettig is in die land sonder dokumente, van binnekant af probeer ons hulle ook nou terugstuur na alle lande toe. So Jan, as jy sê ons het nie 'n grens nie, ek bedoel dit is nogal ernstige woorde daai en ek dink is iets wat baie Suid-Afrikaners van bewus is, maar sê dit is ook dan nie iets wat die polisie alleen kan doen of die departement van binnelandse sake of selfs die weermag nie, dat julle almal gaan moet saamwerk.
Ons werk op hierdie stadium almal saam, maar ons sal definitief moet kyk na ons grens. Daar moet een of ander skeidslyn wees, soos 'n heining of 'n grensmuur. Sonder dit is dit 'n baie moeilike taak. En wat van georganiseerde misdaad in die provinsie? Hoe groot is die probleem van onwettige mynbou byvoorbeeld? Nee, dis baie groot. Dis nie net onwettige mynbou nie. Jy sal sien dat daar vuurwapens inkom, daar kom springstof in deur ons grense. Die smokkel van sigarette is baie groot in ons provinsie. En baie van ons polisiemanne is ook daarbey betrokke. So dit is groot in ons provinsie, dis maar soos in die res van die land, maar ek dink met die georganiseerde misdaadeenheid wat ons het, is ons besig om dit ook te versterk, die eenheid self. So en natuurlik het ons ook hulp van die nasionale kommissaris af wat vir ons help, so ons sal dit aanspreek. Maar het julle genoeg hulpbronne? Ek bedoel, ons lees berigte van sommige polisiestasies waar daar nie eers werklik bakkies is of voertuie om uit te gaan en patrollie te doen in landelike gebiede nie. Het julle genoeg hulpbronne? Ek dink die antwoord is nie so eenvoudig nie. Ons het altyd nog meer nodig. Maar ek dink dit wat ons het, kan ons baie meer professioneel aanwend. So baie van ons voertuie en ons lede op hierdie stadium word nie maksimaal aangewend nie. Ek dink as ons regtig teruggaan en dit is waarmee ons besig is, te kyk hoe ons regtig ons mense en ons voertuie aanwend, kan ons baie meer vermag met die bietjie wat ons het. Daar gaan nie net nuwe voertuie en nuwe lede net opdaag met die klik van 'n vinger nie, dit gaan nie gebeur nie. Maar ek dink die bietjie wat ons het, kan ons baie meer vermag. Ja, ek bedoel, ons het nou die Madlanga-kommissie en ons hoor byna daagliks getuienis wat mense haar laat regop staan oor hoe kriminele syndikaate die polisie infiltreer het. Is dit ook die geval in jou provinsie? Dit is verseker die geval in my provinsie, maar ek dink baie mense kyk nou na Madlanga-kommissie en is baie negatief teenoor die polisie. En met rede, ek verstaan dit, maar ek dink die Madlanga-kommissie het vir ons iets uitgewys oor die korrupsie en dit kan aangespreek word. Onthou, dis polisiemense wat dit ondersoek. Ek was self betrokke by van die ondersoeke. Ons van binnekant af is daar 'n neiging en laat ek sê 'n beweging om die korrupsie uit te roei. So die Madlanga-kommissie bied vir ons eintlik 'n waardevolle geleentheid. En ek wil dit sê, as ons nie hierdie geleentheid gaan aangryp nie, gaan daar nie weer 'n omdraai kans nie. Ons is hier op hierdie Madlanga-kommissie wat ek dink baie positief is, skep vir ons nuwe geleenthede. Dit wys vir ons wat kan gebeur as daar korrupsie is en ek dink die lede ondersien dit en ons almal het 'n gevoel in ons harte en dis wat my ondervinding is, wat ek nou my ervaring is met die lede op die grond. Ons wil dit graag omdraai, ook van hulle kant af. Ons wil nie weer so 'n situasie in ons land hê nie, nie in ons polisie nie. Maar Jan, hoe motiveer jy daai lede wat goeie werk wil doen, wat ook kyk na die kommissie en wat miskien ook verstom is oor die mate van kriminaliteit op die topvlak van die polisie? Ek sê vir wat dit gebeur as daar op die topvlak van die polisie hierdie geweldige korrupsie is, dan die ouetjies op die grond onder wat regtig nog die verskil wil maak, hy word net een kant toe gestoot. So om hierdie ouens 'n stem te gee en dis waar ek as die provinsiale kommissaris inkom om daai stem vir hulle te wees en te sê ons stop met korrupsie, ons draai hier om, kom ons maak dit reg. Kom ons raak ontslaaf van die mense in ons eie midde wat teen ons werk, dan sien jy hoe staan die mense op. Want nou is daar 'n stem vir hulle, nou is daar iets wat gebeur. So ek is baie positief oor dat daar binne in die kultuur van die polisie op hierdie stadium en ek het nie 'n Afrikaanse woord nie, die reset agenda van die nasionale kommissaris, daai as ons dit kan uitleef op die grondvlak en ek kan sien mense vat dit. Ek dink ek is daar alreeds 'n momentum verskil in die polisie. Het jy die ondersteuning van gemeenskapsleiers en tradisionele leiers in die provinsie? Dis die hart van polisieering. Ons kan dit nie alleen doen nie. Ons het die gemeenskap nodig. Die tradisionele leiers. Was jy een van daai gemeenskappe instap, Jan, as 'n wit man? Ek bedoel, kyk hulle skepties na jou. Nee, glad nie. Ek is al reeds 10 jaar in die provinsie en ek het regtig baie goeie behandeling en ontvangs van hulle gekry. Die gemeenskap moet vir ons help, die tradisionele leiers, ons CPF's, al ons ander burgerlike strukture, selfs die ander departemente. Ek dink in Limpopo op hierdie stadium probeer ons regtig uitleef dat dit die misdaad aanslag is 'n geheel van die parlement af en ook van die gemeenskap. En as ons hierdie twee kan trou met mekaar, whole of government approach en whole of community approach, dan gaan ons hom wen. En ons is besig daar, ek is baie opgewonde. Ons kom nie met 'n towerstaf nie. Daar's baie uitdagings, maar ons kan definitief 'n verskil maak. En ons maak al reeds 'n verskil in die provinsie. Jan, jy het 'n groot taak op hande. Baie dankie en baie sterkte. Baie dankie, ek het dit nodig.